'n paar jaar gelede het ons nog vroegoggend en vroegaand op die radio en die televisie gehoor, hier volg nou die oggendoordenking of die aandoordenking uit die woord van die Here. Die woord van God was die uitgangspunt. Dan is die Bybel oopgemaak en daar is daaruit gelees en 'n kort gedagte is gedeel en 'n gebed is gedoen. Die vraag was, wat sê God? Nou as jy vandag die radio aansit vir die oggendgodsdiens, dan hoor jy al hoe meer iets soos, hier volg nou die inspirasie vir die dag, of hier is 'n kort inspirerende boodskap vir die dag. Selde word die woord van God meer gelees en word daar selfs gebid. Dit sê baie van wat die mense van ons tyd dikwels van die Bybel en van Jesus verwag. Ons soek nie noodwendig meer die stem van God wat ons aanspreek en ons sonde ontmasker en ons tot bekering roep nie. Nee, ons soek net iets wat ons vir 'n oomblik beter sal laat voel. 'n Inspirerende, mooi gedagte, 'n warm ervaring, 'n roerende verhaaltjie, dalk 'n bietjie moed vir die dag, iets om ons positief te maak. En so word Jesus baie keer minder gemaak as wat hy werklik is. So word hy baie keer net 'n inspirerende figuur. Iemand wat jou moet kom help om positief te bly en om beter deur die lewe te kom. Maar Jesus het nie gekom om jou bloot te inspireer nie. Hy het gekom om my en jou te red. Daarom roep Johannes vanaand in ons skrifgedeelte 3 getuies om vir ons te kom sê wie Jesus werklik is. Nie net 'n inspirerende mens of 'n mooi voorbeeld nie, maar die Seun van God in wie ons alleen die ewige lewe kan hê. Nou kom ons raak dan nou vir 'n paar oomblikke stil, nie net vir 'n blote oomblik van inspirasie nie, maar om werklik die woord van God en die stem van God te hoor, om te luister na sy getuienis oor sy Seun. Kom ons luister hoe roep Johannes hierdie 3 getuies. Goeienaand, welkom by ons aandgodsdiens vanaand. Dit is lekker om saam met jou die Bybel te kan oopmaak en weer daaruit die stem van die Here, die woord van die Here vir ons lewe te kan hoor. Ons gaan vanaand verder met ons voorlesing uit die eerste brief van Johannes en daaruit lees ons hoofstuk 5 vers 6 tot en met vers 12. Die een wat deur die water van sy doop en die bloed van sy dood na ons toe gekom het, is Jesus Christus. Nie net deur die water nie, maar deur die water en die bloed. Die Gees is die getuie daarvan en die Gees is die waarheid. Daar is dus 3 wat getuig, die Gees en die water en die bloed, en die 3 se getuienis stem ooreen. Ons aanvaar mense se getuienis, hoeveel te meer die getuienis van God, want dit is God wat getuig en die getuienis handel oor sy Seun. Wie in die Seun van God glo, besit die getuienis in sy hart. Wie God nie glo nie, maak hom tot leienaar, omdat hy nie die getuienis glo wat God oor sy Seun gelewer het nie. En die getuienis behels dit: God het ons die ewige lewe gegee, en die lewe is deur sy Seun. Wie die Seun het, het die lewe, wie nie die Seun van God het nie, het ook nie die lewe nie. In die apostel Johannes se gemeentes was daar 'n ernstige stryd oor die vraag, wie is Jesus nou eintlik? Party mense wou 'n geestelike en 'n indrukwekkende Jesus hê. Hulle het gesoek vir 'n aardse vors en 'n heerser, 'n Messias wat sy volk kon verlos. En toe Jesus aan die kruis sterf, word hy vir hulle 'n skande. Dit kan nie die Messias wees nie, het hulle gesê. Iewers het die Seun van God die aardse Jesus se liggaam verlaat. Daarom gebruik Johannes nou hier die taal van 'n hofsaak. Dis nie asof Jesus as 'n aangeklaagde voor die hof staan nie, maar sy identiteit en sy verlossingswerk word deur hierdie mense in twyfel getrek. Daarom sê Johannes as ware hier, ons gaan nie nou mense roep om op grond van mense se menings en opinies te besluit wie Jesus is nie. Nee, sê hy, roep die getuies van God. Laat God self oor sy Seun getuig. En dan roep hy 3 getuies: die Heilige Gees, die water en die bloed. Die water wys na Jesus se doop, en toe hy daar aan die begin van sy openbare bediening by sy doop deur God se stem uit die hemel as die Seun van God geïdentifiseer is. Die bloed wys na sy kruisdood. Daarmee wil hy sê, die Jesus wat gedoop is,
is dieselfde Seun van God wat werklik sy bloed vir sondaar mense gestort het. Die Heilige Gees bevestig dat hierdie getuienis waar is. En so sê Johannes, is daar 3 getuies wat saamstem daaroor. Jesus Christus is die Seun van God wat gekom het om sondaar mense te red. Nou as ons vandag wil praat oor die identiteit van Jesus, hoe roep ons dan die getuies? Ons kan nie teruggaan en Jesus se doop of kruisiging met ons eie oë weer aanskou nie. Maar God het die apostelse getuies daaroor in die skrif, in die Bybel, laat opteken. En as ons die Bybel oopmaak, hoor ons die getuienis van die water en die bloed. Deur die woord in die Bybel getuig die Heilige Gees in ons harte dat Jesus Christus die Seun van God is. Nou sê baie mense vandag, hulle soek gemeenskap met God, hulle soek gemeenskap met Jesus Christus, hulle wil naby God en naby Jesus Christus lewe. Maar as jy kyk na hulle lewe en hulle gewoontes, dan sien jy dat hulle dit baie keer soek in baie oppervlakkige dinge. Hulle soek dit in 'n inspirerende praatjie of boodskap op die radio, 'n gedagtetjie op die radio, 'n storieetjie. Partykeer 'n mooi prentjie op sosiale media of 'n kort boodskapie wat hulle kan aanstuur wat vir hulle 'n oomblik lank laat goed voel. En dit is waar, sulke dinge kan vir 'n oomblik jou aandag op God vestig. Maar die probleem is dat dit vir baie mense is waar hulle bemoeienis met God en sy woord eindig. Hulle maak nooit die Bybel oop nie. Hulle luister nooit lank genoeg na God se woord, dat die woord hulle denke kan vorm, hulle denke kan beoordeel, hulle sonde kan ontmasker en hulle na Jesus Christus toe kan dryf nie. Hulle leef van los geestelike gedagtes, maar selde hoor hulle God se woord, God se getuienis. As jy in 'n oomblik van stilte die ware Jesus wil vind, kan jy nie by 'n mooi ervaring of net 'n inspirerende gedagte stil staan nie. Jy moet die Bybel oopmaak. Jy moet luister na wat God oor sy Seun sê. Anders loop jy ook die gevaar om soos hierdie dwaalleraars in Johannes se gemeente in Johannes se tyd jou eie Jesus rondom jou eie gedagtes en jou eie behoeftes te skep. 'n Jesus wat jou miskien bemoedig, maar wat jou nooit tot bekering roep nie. 'n Jesus wat jou inspireer, maar wat jou nie red nie. As Jesus vir jou net 'n inspirerende figuur of 'n mooi lewensvoorbeeld is, mis jy die hele punt van die evangelie. Dan het jy nie die Jesus ontvang oor wie die Gees, die water en die bloed getuig nie. Johannes se gevolgtrekking is beslissend. Wie die Seun het, het die lewe. Maar ja, wie die Seun nie het nie die lewe nie. Moet dan nie van geestelike krummels probeer leef nie. Maak oop jou Bybel. Luister na God se getuienis elke dag. Glo in sy Seun. Buig voor hom as die Here. Vlug elke dag na hom toe as jou verlosser. Amen. Kom ons bid dan nou saam. Ons Vader wat in die hemel is, Here, dankie vir u woord wat waar en vas is en wat nooit verander nie. Dankie dat u ook deur u woord met ons praat, dat u daarin vir ons wys wie u is en wie u Seun is, en dat u vir ons alles leer wat ons nodig het om gered te word. Vader, hou ons naby aan u woord. Moenie dat ons tevrede raak met krummels nie, dat ons net tevrede is met 'n paar mooi gedagtes hier en daar nie. Gee vir ons elke dag 'n honger om u woord oop te maak, om te lees, om te luister wanneer u praat, en om elke dag deur u woord en gees in u teenwoordigheid te kom. Here, ons sluit u woord vir ons, maak ook ons harte stil en ontvanklik daarvoor. Laat elkeen wat vanaand ook hierdie boodskap hoor, weer verlang om u beter te ken, om nader aan u te leef, om u te soek in u woord. Vergewe ons dan ons sonde en ons ongehoorsaamheid. Vergewe ons as ons minder van Jesus maak as wat hy werklik is. As ons van hom net 'n voorbeeld of 'n bron van inspirasie wil maak. Here, van hom bely ons, hy is die Christus
U ewige Seun, ons Here en ons Redder. Vader, ons kom vanaand met leë hande na U toe en ons bid, hou U ons vas. Sorg U vir ons, na die liggaam en na die gees. Lei ons deur U woord en laat ons ook rus vind in Jesus ons Here. In sy naam kom ons so in die gebed na U toe. Amen. God se woord keer nooit leeg terug nie. Hy gebruik dit om mense se harte en lewens te verander. Stuur gerus hierdie voorlesing aan iemand wat vandag die woord van die Here nodig het. Vir nog Bybelvoorlesings en skrifgetroue woordverkondiging, volg Gelowig op Pad op Facebook en YouTube of sluit aan by ons WhatsApp kanaal waarvoor die skakel onderaan hierdie opname verskyn.